Môre sê woensdagoggend kuiertyd. Ek en Marianne is nou weer deur die oefening om na ons testament te kyk. Iets wat ons laas gedoen het toe ons 3 seuns nog in die huis was. Een van die klousules wat uiteraard nou moes uitgehaal word is die dat indien ek en Marianne iets sou oorkom saam, dat die 3 seuns na my swaartjie sou gaan en ons het 'n bedrag bewillig dat hulle huis kon vergroot, kon aanbou om plek te maak. Hulle self het 3 seuns op daardie stadium in die huis gehad en om ons 3 seuns ook in te neem, sou net nie gewerk het indien die huis nie aangepas is en verruim is, groter gemaak is, om die nuwelinge dan ook daar te akkommodeer nie. Johannes 14 is 'n besonderse hoofstuk. Jesus deel met sy disippels, ek gaan weggaan, maar hy deel ook met hulle, in die later deel van hierdie hoofstuk, dat hy iemand in sy plek sal gee, sy gees, om by en in hulle te woon. Iets daarvan lees ons in vers 23. Ons sal na jou toe kom en by jou woon. Die ons uiteraard Jesus en die gees. Die ons dui op die teenwoordigheid van die Here in elkeen se lewe. En hoe daardie teenwoordigheid verander na die uitstorting van die gees. Daardie teenwoordigheid is en bly 'n fisiese werklikheid met die gees wat nou in ons woon. Die beginsel as ek iemand ontvang in my huis, is dat ek sekere aanpassings moet doen. Hoekom is dit nodig? Ek dink tweerlei. Aan die een kant moet ek daardie nuwe gas, moet ek welkom laat voel. Maar ek moet ook spasie en ruimte skep, dat daardie nuweling, regtig waar die persoon wie of wat sy of hy is, dit kan wees, dan nou in my huis. So die vraag as ons hierdie gedeelte lees, vers 23, en Jesus se belofte, dat hy die gees sal nalat, dat die gees in my en jou woon, as medereisiger. Die vraag is, het ek en jy ruimte gemaak, plek gemaak vir hom? As ons terugkyk op die geskiedenis, dan was daar 'n tyd wat ek dink ons versigtig was vir die gees, en die werking van die gees. Asof ons die gees verwelkom het in ons huis, maar half beperk het. Hier is jou terrein waar jy kan beweeg, maar die res van die huis het jy nie toegang nie. As ons dink aan ons werksituasies, dink ek is dit baie keer die ongeskrewe reël, weet jy, ek leef my geloof voluit uit, en ja, op die terrein van my werk is dit anders. Hier geld ander reëls, en daarmee saam, dalk ook onbewustelik dat ek sê, maar hierdie is 'n terrein waar ek die gees in sy werking nie regtig wil toelaat nie. So as ons hierdie gedeelte lees, en ons dink aan die beginsels wat saamgaan met iemand wat in my huis intrek neem. In ons geval nou, ons hart, ons wese, ons gees wat met God, gees gemeenskap wat kontak het. Dat ek en jy moet vir onsself die vraag afvra, in watter mate laat ek die gees in my lewe welkom voel? In welke mate het ek al die vertrekke van my huis, my werk, my vriendekring, my sport, my ontspanning, so kan ons aangaan, het die gees toegang tot elkeen van daardie terreine? Het die gees die vryheid om in my lewe in te spreek? Het ek vir hom plek gemaak? Dit is 'n vraag wat ons in hierdie Pinkster regtig moet antwoord. Here, ons dankie vir u belofte in die eie woorde. Johannes 14 vers 23. Ek sal na jou toe kom en ek sal by jou woon. Here, dankie dat die gees in elkeen van ons woon. 'n lewende werklikheid is, 'n medereisiger van die lewe is. Here, help my, stel my in staat om my huis waarwyd oop te maak vir u, my hart, my gees, om u gees toe te laat, om gees te wees. Ja, Here, nie net u stem te hoor nie, maar ook te doen. In hierdie Pinkstertyd, Here, wil ek opnuut sê, hier is my huis.
My deure staan waarwyd oop. U het volle toegang. In Jesus naam. Amen. Uitdaging vir die week, dis Pinkstertyd, môre aand is Hemelvaart, en ons gaan ook die uitstorting van die Gees in herinnering roep. Ek dink elkeen van ons moet hierdie gedeelte vat, Johannes 14 vers 23, en erns daarmee maak. Hoe skep 'n ou plek, hoe skep 'n ou ruimte vir die Here in 'n mens se lewe? Hoe maak jy die huis groter? Die regtig waar, die voetstappe van die Gees, die fluistering van die Gees in my lewe te erken en daarop te reageer. Ek dink een van die maklikste maniere om my huis groter te maak vir die Here is doodgewoon gehoorsaamheid, maar ook toegang tot alle fasette. Ons weet, as ek 'n verhouding met iemand het, veral as ek 'n nuweling in my werkskring, my huis toelaat, hoe meer ek met daardie persoon gesels, hoe meer kom ons op dieselfde golflengte. Hoe meer het ons begrip vir mekaar se manier van doen. En dis die geheim, om God se Gees toe te laat in my lewe, maar ook om God se Gees as Gees te laat werk in my lewe. Hoeveel kontak het ek met hom? Hoeveel is ek in gesprek met hom? En dan is ek gehoorsaam, as ek die fluistering van sy stem hoor. Doen ek wat hy sê, gaan ek waar hy my lei. So kom ons gebruik die week, beginnende môre aand by Pinkster, en ons sê vir mekaar, ons gaan opnuut ruimte maak, in ons geeshuishouding, in ons hart, vir die woonplek wat ons toeken, aan die Gees in ons lewe. Ons gaan hom meer inkorporeer op elke faset van ons lewe, dat hy vrye toegang het tot elke terrein, en my en jou daar, deur sy inwoning, kan lei. Geniet die week saam met hom, mag hy jou op wonderlike plekke vat.